Daar sê, goeienaand al die pragtige mense wat opkom, almal wat wil kom Bybelstudie doen. Ons gaan vanaand kyk na die doktrine van Christus. Ek net seker maak dat ek alles nou lekker hierso balanseer. En na aanleiding van, ek hierdie ouetjie 'n bietjie optel, en dan so. En dan na aanleiding van die wet van Christus wat ons behandel het, gaan ons nou kyk na die doktrine van Jesus. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek net gou 'n ander skrifgie weer kry. Belangrike skrifgie. En om dit te doen, moet ek eers obviously net die Bybel hier opbring. En ons gaan gou net kyk na 'n paar skrifte hierso. So, ek het gou kyk, daar is ons nou daar. En dan kyk, daar's al een persoon wat vir ons kyk daarso. So ons gaan praat oor die doktrine van Christus, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek eers net 'n fondasie lê. Dit is nie amazing, partykeer dan soek jy en jy kry nie wat jy wil hê nie, en dan kry jy weer wat jy wil hê, en soos weer koelerig vanaand. Ek het eintlik 'n T-shirt onder hierdie top aantrek, maar ek het nou nie daarby uitgekom nie. Hy is so geestouch daarso. Goeienaand Lisel, baie welkom. Daar was iemand anders op voor jou, maar lyk my jy is die eerste een wat op is. So goed, Lisel Geldnys is hier so by ons. Kom ons kyk wie kom nog op. Soos ek gesê het, ons gaan praat oor die doktrine van Christus, maar ons wil net eers 'n fundament lê na aanleiding van die wet van Christus wat ons nou hierdie afgelope 2 keer behandel het. En julle moet asseblief gaan kyk na die studies as julle dit nie gekyk het nie. Dit is goed om die laaste paar studies oor die wet van Christus te kan deurwerk en te gaan kyk wat aangaan. En ons gaan 3 skrifte gou na kyk, net om die fondasie te lê, maar kom ons kyk of nog iemand opkom. As niemand opkom, gaan ek sommer net bid en 'n slukkie Pepsi vat. Daar sê. Goed. Ek wil graag eendag wil ek bietjie live met die mense gesels, maar die mense is skaam, mense wil nie live gesels nie. Jy weet, ek weet nie hoekom mense skaam is nie. Ek doen koffie met brood en hierdie video is nou al vir 5 jaar lank al. En ou moet skaam is om te gesels nie. Jy weet, ook kan oor eendag iets gesels. En so goed. As Lisel nog op is, wat ou nie weet nie. Wie ever op is, kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie vir 'n bietjie Bybelstudie vanaand weer eens. Dankie dat ons by U woord kan uitkom. Al is dit koud en onplesierig en wat ook al. En dankie vir die woord vanaand, Vader. En ons vra dat die Heilige Gees vir ons sal salf en vir ons helder oop oë van die verstand sal gee, vir ons openbaringskennis sal gee, dat ons kan leer by U. Help ons om te leer by U. Dit is baie makliker wat 2 of meer deur die woord gaan as wanneer net 1 persoon rustig sit in die Bybel. Dit is baie makliker wanneer daar interaksie is en ons kan so deur die woord werk. En ek sê vir U dankie daarvoor vanaand, my koning, my Here, my Vader en my God, ons aanbid U. Dankie Jesus. Amen. Prys die Here man. Prys die Here. So ons gaan nou gou 3 skrifte deurhardloop. Die eerste skrif staan in Efesiërs 2 en eintlik is Efesiërs is een van die wonderlike boeke om deur te werk. En hy praat natuurlik van Jesus Christus. En ons kyk daarna vers 17. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Dit is die werk van Jesus Christus. Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en die wat naby was. Ons is die wat ver was.
Hulle wat naby was, is sy disippels, wie later die apostels geword het, die ander 500 wat deel was, en al die ander 150 disippels wat daar was baie disippels gewees, nie net die 12 nie, maar daar was baie gewees, en hy die evangelie aan hulle kon verkondig, né? Goeienaand Mariaan. Dit is Efesiërs 2 vers 17, ons vinnig maar kyk. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur die een gees tot die Vader, né? Deur die Heilige Gees is ons, daar sê jou tuis, goeienaand, shalom. Deur die een gees is ons onmiddellik by die Vader, né? So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou, nou hier is die sleutelvers, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Hierdie versie, vers 20, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Daardie is die groot gedeelte van die wet van Christus. Daardie is ons word gebou op hierdie fundamente, die apostels, profete en Jesus Christus. En daarom begin ons met Jesus Christus. Ons het gekyk na die wet van Jesus Christus en hoe hy dit vervul het. Vanaand gaan ons bietjie kyk na die doktrine van Jesus Christus. Ons gaan bietjie deur sy doktrine werk. En as ons klaar is met die leringe van Jesus, dan sal ons begin by die profete. Dan gaan ons 'n bietjie profete werk doen. Nee, ons gaan deur al die profete gaan. Dis 'n lang studie, dit kan 'n jaar vat. Maar ons gaan deur al die profete werk. En hoor wat hulle te sê het, en kyk wat het hulle gesê oor Jesus Christus. En dit is 'n lang studie, maar dit is 'n lekker studie. Goed, dit is 'n belangrike skrifgie. Hoe het ons by die wet van Christus uitgekom? Ons het gekyk na Jesaja 42. Jesaja 42 het hy gesê, hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie, en ons het gesê, daardie woord die reg is eintlik wet in die Hebreëus. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die wet uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die wet op aarde gegrond het nie, en die eilande wag op sy wet. Dis Christus se wet. Dis hoekom Paulus sê vir ons, ek hardloop nou vinnig deur die eerste 3 skrifte, want ek wil begin met die doktrine. Dis hoekom Paulus vir ons sê, in 1 Korintiërs 9, sê hy vir ons, is goed om hierdie versies te leer ken, hè? Dat ek dit nou gou daar uitkom. Daar sê, vers 21, 1 Korintiërs 9, 21, vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus. So Paulus het geweet, ons bou hierdie hele storie op die fundamente van die apostels en van die profete, daar sê Dou, goeienaand, en die hoeksteen Jesus Christus. Dit is baie belangrik. As jy dit het jy al klaar baie. Jy het al klaar baie. As jy weet wat die wet van Christus is, het jy al klaar baie. Goed. Nou vanaand gaan ons bietjie weer deur Matteus hardloop, maar hierdie keer gaan ons dit doen stuk vir stuk. Ek het dit nou so opgedeel. Ek sê vir jou die versie, en dan sê ek vir jou wat Jesus geleer het van ons, maar dan sê ek vir jou ook 'n klompie versies, en dan gaan ons deur die hele lering gaan. So ons begin vanaand by die doktrine van Christus, en Matteus 3 vers 11 sê die volgende vir ons. En kom ons lees saam, as jy jou Bybel het, maak hom oop, ons lees saam. Matteus 3 vers 11, hy sê daarso, ek doop jou inderdaad met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek. So, die Christus is sterker as Johannes die Doper. Wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie, met ander woorde, hy is heilig. Hy sal jou doop met die Heilige Gees en met vuur. Wat beteken dit? Hy gaan vir julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar daar is nou net 150 mense wat gedoop is met vuur. Wat van die res van ons?
Indien jy vir God vertrou vir sy Heilige Gees, nee. FNB. Indien jy vir God vertrou vir sy Heilige Gees, gaan hy jou doop met vuur. Hoe gaan jy weet jy is gedoop met vuur? Jy beweeg in die krag van God. Die kragte van die Heilige Gees werk deur jou. En die eenvoudigste een is jy spreek in tale. Iets wat klink soos 'n gebrabbel. Dit klink nie reg vir die oor nie. Dit klink nie reg vir die verstand nie. Dis hoekom Paulus sê, al spreek ons in tale van mense en engele. Nee? Daar is biljoene tale in God se howe. Biljoene. En almal verstaan almal. So wanneer ek in 'n taal praat, dan verstaan die Seun van God my 100% deur die Heilige Gees. Maar dis nie ek wat praat nie, dis my Gees wat praat. Dit is iets anders om te beleef. As jy nog nooit in die krag van die Heilige Gees beweeg het nie, vertrou regtig die Here om by dit uit te kom, regtig waar. Dis 'n ander tipe belewenis, totaal en alle ander tipe belewenis. En ek wil daardie gedeelte van wat ons doen, sê Here, die Suid-Afrikaanse evangeliese restaurasie, affiliasie. Ek gaan in hierdie plek gaan ek 'n huiskerk oopmaak hier in Pretoria. Deur die een kerk wat ek nou bywoon. En dan gaan ons begin beweeg hierso en die dinge van die Here doen op 'n Woensdag aand. En as ek dit kan live uitstuur, dan gaan ek dit ook doen. Né? Wanneer die tyd kom. Dat ons vir die mense wys hoe werk dit. Die ware belewenis van 'n huiskerk, hoe dit moet wees. En dit is so 2 ure uitsending. Maar mense kan deel wees en kyk en sien waaroor ons gesels. Maar ons sal nog daarby kom. Goed, en met vuur, né? Vers 15. En Jezus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou so wees, want so behoort dit ons om alle geregtigheid te vervul. Toe het hy hom laat doen. Nou, weet julle, ek kry so 'n beklemming baie keer as ek die Afrikaanse vertaling lees. En dit val nie lekker op my oor nie. Want daar is soveel woorde nou in die Afrikaanse Bybel wat ons nie meer gebruik nie. En wat eenvoudig net nie, dit werk net nie vir my nie. Wat ek het gou hierso gaan kyk, waar het ek dit gedoen? Is dit onder my leringe? Kom ons kyk net gou ietsie. Waar het ek dit, Jesus? Waar is dit? Israel. Nee man, dit moet hier iewers wees. Ek soek die Bybel. Maar ek het Matteus vertaal. Ek sê vir julle, ek het so baie, Jesus, dankie Jesus. Ek het Matteus begin vertaal en ek het die Bybel in Afrikaans. Nou goed, nou moet ek scroll, soos hulle sê in die Engels. Kom ons kyk na Matteus 3, vers 15. Ek gaan nou speel van die een na die ander. U kom na my toe. Dit moet nou so wees, dit betaam ons om dit te doen, om alle geregtigheid te vervul. Toe het Johannes ingestem. Ek moet nou hierdie vertaling wat ek gedoen het van Matteus, moet ek nou weer herwerk. Maar prys die Here vir dit. Matteus 4 vers 4 sê die volgende. Maar hy het geantwoord en gesê, daar is geskrywe, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. So, jy kan nie net lewe van dit wat jy inneem in die liggaam nie. Daar is die lering, dit is baie duidelik. Jy het die skrif nodig.
Jy het die skrif nodig. Elke woord wat by God se mond uitgaan, het jy nodig. Jy het die beloftes nodig. Jy het die beskerming nodig. Jy het die redding nodig. Jy het die hulp nodig. Jy het die genesing nodig. Dis alles in die Bybel. Dis alles daar. En daarom het jy elke woord nodig. En wanneer jy woord ontvang van God af, as hy dit uitgestuur het na jou toe, dit sal nie na hom toe ledig terugkeer nie. Dit sal vervul word in jou lewe. Net soos ons gesien het, hoe die woorde van God vervul is in Jesus se lewe. Iemand het dit gesê, iemand het dit neergeskryf, Jesus het dit gedoen. Dis dieselfde in jou lewe. Vader het gesê in Efesiërs 1, ek het jou geken van die begin af. Van die begin het ek goddelike gawes, hemelse gawes alreeds vir jou gegee. God het dit gesê, dis neergeskryf, dis vir jou, so al wat jy moet doen is wat? Vir Vader vra, Vader, waar is my gawes? Waar is my gawes? Iets so gesê, jy het dit neergeskrywe, nou waar is dit dan nou? Jy sien, dit moet vervul word in jou lewe. Enigiets wat God gesê het oor jou lewe. Hy het dit gespreek, iemand het dit neergeskrywe, jy het dit raak gelees in die Bybel, dit is vir jou, nou kan jy hom vra, hier is ek Vader, hierdie woord moet ons nou in my lewe vervul word. Sien julle hoe maklik is dit? Dit is eintlik maklik. Dit wat in die woord staan, moet in jou lewe vervul word, dit moet. En ek dink nou net aan daai wonderlike skrif in Romeine, en mag Vader my nou help dat ek die regte skrifgie kry, want ek nou net, dis nie net die skrif wat ek moet kry nie, dit is ook die boek, dis ook nie daai nie, wacht bykie, kom ons draai gou weer. Verskoon my as ek so 'n bietjie rondspring, maar dit is hoe die Gees vir my lei, van een ding na 'n ander ding toe, en ek wil net seker maak dat nee, Jesus, is nie daai ene nie, man. Nou kry ek dit nie. Nou kry ek dit eenvoudig nie. Ag, in elk geval. Julle kan dit opsoek. Julle kan dit ook opsoek. Dis daar waar hy sê, die wat ek geroep het, het ek gered, of geregtigheid voorgegee. Die wat ek geregtigheid voorgegee het ek heilig gemaak. Daai skrifgetjie. Nou, ek het nou nie die regte vertaling nou in Afrikaans op my tong nie. Maar daai skrif is vir ons belangrik, want hy verheerlik ons aan die einde van daai stuk skrif. Met ander woorde, hy praat van die verheerliking asof dit al reeds gedoen is. Die verheerliking. Matteus 4 vers 7, Jesus het vir hom gesê, dit is weer geskrywe, jy sal die Here jou God nie versoek nie. So ons kan God nie versoek nie. Die eenvoudige goedjies. Vers 17, ook Matteus 4. Vanaf daardie tyd het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So Jesus Christus het van die begin af, in Matteus 4, die bekeringsboodskap begin preek. Van die begin af. Goed, as julle enige vrae het, ek moet dit eintlik noem, maar ek vergeet dit om dit te noem. As mense vrae het oor die skrif wat ek hanteer, dan tik 'n vraag in. Julle kan enige tyd vir my 'n vraag vra. Ek sal miskien later, as ek in notifications weer gaan sien, dat iemand het een of ander tyd 'n vraag gevra, dan sal ek weer daarna kyk. Maar ek is nie 'n ou wat maklik teruggaan na die notifications toe nie, jy weet. Ek doen wat ek moet doen, plaas die video's en dan reageer mense daarop soos wat hulle goed dink.
Matteus 5 vers 2 tot 48. Maar kom ons kyk 'n bietjie na dit wat Jesus gepraat het hierso. Die eerste goed wat hy gesê het is, geseënd is die wat arm van gees is, want hulle is die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat huil, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou ek lees vanaand hierdie skrifte, maar weet julle hoe belangrik is hierdie goed? Geseënd is die sagmoediges. Hulle sal die aarde beerwe. Met ander woorde, die aarde is 'n erfenis. Die aarde gaan nie net verdwyn nie, dis 'n erfenis. En dit is tweeledig, is altyd tweeledig. Jy gaan hom nou beerwe en jy gaan hom later beerwe. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid. As jy regtig soek, die Vader, Seun en Heilige Gees soek met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, gaan jy hom vind. Jy gaan hom vind. Jy sal versadig word. Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Daar's mense wat kan gee. Daar's mense wat kan gee, en omdat jy gee, sal jy ontvang. Dit is net so. Dit is net hoe dit werk. Wat jy saai, sal jy maai. Nie dat jy moet saai met die hoop om te maai nie. Maar dit is 'n konstante feit in God se koninkryk. Wat jy saai, sal jy maai. En ek weet ek praat met mense hierso vanaand. Dit is net hoe dit is. As jy barmhartig is, sal jy barmhartigheid ontvang. Geseënd is die rein van hart, want hulle sal God sien. Daai is 'n moeilike ene. Want weet julle wat, ons baie keer doen ons die verkeerde ding. Ons bedink die verkeerde goed, want jy bedink met jou hart. Ons bedink die verkeerde goed. En dan wonder ons hoekom verskyn Jesus nie aan ons nie, of een van die engele nie. Want ons harte is nie rein nie. Kan jou hart 100% rein wees? Nee, daar is nie 'n manier nie. Want die skrif sê, as enige mens sê hy sonder sonde, maak hy van God 'n leienaar. Maar die skrif sê ook, as jou hart rein is, sal jy God sien. So wanneer gaan jy God sien? En wanneer gaan jy God sien? Die dag wat jy uitklok. En jou geregtigheid kom voor hom op. En jy is rein in sy oë. Dan sal jy hom sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ons hardloop op daai vers in die alliansie. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ek noem dit op 'n ander manier, ek sê mos vryburgers. Vryburgers in die hemel. Geseënd is die wat vervolg word om ontwil van geregtigheid, want hulle is die koninkryk van die hemel ook beloof. Geseënd is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en allerlei soort kwaad teen julle valslik sê om sy ontwil. Geseënd is julle wanneer mense julle beledig en vervolg. So jy sê, ek dog jy's 'n Christen. Julle het al gehoor al. Hoeveel keer mense al vir jou gesê, haai, ek dog dan jy's 'n Christen. Want hulle verstaan nie Christenskap nie. Hulle verstaan nie dat jy net 'n normale mens is, wat net gered is nie. Jy het besluit om Jesus aan te neem, soos wat hy jou aangeneem het. Jy het besluit om die bloed te vat. Jy het besluit om die kruis in jou lewe te dra. Jy het besluit dat die kruisdood is die finale betaling vir jou sondes. Dis wat jy besluit het. En jy het jou laat doop. En jy het die Gees van God ontvang as 'n geskenk, as 'n deposito, 'n guarantee. Jy is nie ewe skielik heilig nie. Jy is wedergebore, maar jy is nie ewe skielik heilig nie. Heiligmaking kom deur die Heilige Gees, en dis 'n proses. Dis 'n voortdurende, aanhoudende proses. En jy werk saam met die Heilige Gees om dit te bewerkstellig in jou lewe. Aanhoudend en aan mekaar. Verbly julle en juig, want groot is julle beloning in die hemel. Want so het hulle die profete wat voor julle was ook vervolg. Die profete was regtig erg vervolg. Het julle geweet dat Jesaja in 2 gesaag was?
Hy was middeldeur gesaag, Jesaja. Sout en lig, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit gesout word? Dis waarom jy in die woord moet bly. Jy moet die hele tyd besig wees met die woord van God, sodat jy daai smaak kan behou. En wanneer jy die smaak behou, is jy smaaklik vir ander mense om jou. En hulle begin goed sê soos, ja, ons wil ook hê wat jy het. Ek sal nooit vergeet nie toe ek vir mense gebid het in 2010, in Alberton, in die hospitaal. Toe die ander mense na die tyd na my toe gekom en het hulle vir my gesê, hierdie God wie jy dien, ons ken hom nie, ons wil hom ook dien. Dis lekker om so iets te hoor. Ek wil hierdie God dien wat jy dien. Dis lekker om dit te hoor, dan is jy smaaklik. Né? Dan is jy smaaklik. As jy sout nie meer nuttigheid het nie, maar is net daarom weggegooi te word en deur die mense vertrap te word. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg geleë is, kan nie weggesteek word nie. Ook steek mense nie 'n lamp aan en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n kandelaar, want dit skyn vir almal wat in die huis is. In ons geval het ons elektrisiteit, so skakel die lig aan. Maar julle verstaan die gelykenis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dis nie daarom vir jou te verheerlik nie. Daar sê jou Jan, wat sê jy? Dis nie daarom jou te verheerlik nie, dis daarom God te verheerlik. Wanneer mense vir jou sê, goed soos, ja, jy leer vir ons regtig goed, dan sê ek wel, prys die Here. Hy kry die eer. Né? Alle eer, alle aanbidding, gaan na die Seun van God toe, wie ook God is. Dis net hoe dit is. Jy hou niks vir jouself nie. As jy iets vir jouself hou, gaan jy vinnig van die troontjie afval. Glo my, jy sal. Kyk wat, ons het nou hierdie een het ons nou al redelik goed deurgetrap. Dink nie dat ek gekom het om die wet of die profete te vernietig nie, ek het nie gekom om te vernietig nie, maar om dit te vervul. En dit het ons nog gesien hier die afgelope 2 Bybelstudies. Want waarlik ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan sal, nie een jota of een titel in geen manier verbygaan van die wet, totdat alles vervul word nie. Alles is vervul. En is vervul in Jesus Christus en is vervul in ons. En dan praat hy van die gebooie. Wie dan ook al een van die kleinste gebooie verbreek en mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar wie dit doen en onderrig sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Want ek sê vir julle, tensy julle geregtigheid oor die groter is as die geregtigheid van die skrifgeleerdes en die fariseërs, sal julle in geen geval die koninkryk van die hemel binnekant kom nie. Met ander woorde wat Jesus sê vir die mense wat die wet volg, daar is nie 'n manier hoe julle beter kan wees as die fariseërs en die skrifgeleerders nie, wat die wet ken nie. So bly weg van die wet af. Doen wat die gebooie sê. Goed. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie doodslaan nie, en wie ook al doodslaan sal in gevaar wees van die oordeel. Maar ek sê vir julle dat wie ook al kwaad is vir sy broer, sonder enige rede in gevaar ook van die oordeel sal wees. En wie ook al vir sy broer sê raka, in ander woorde jou onnosel, dis wat raka beteken, sal in gevaar van die raad wees, maar wie ook al sê jy's 'n dwaas, sal in gevaar van die helle vuur wees. Dit gaan nie oor vir sy broer, jou broer. Jy kan nie vir jou broer, Jan, Dou, Mariaan, Lisel, Thys, jy kan nie vir jou broer sê, jy is daarom 'n spesiale tipe stupid nie. Jy kan dit nie vir jou broer sê nie. Wie is jou broer? Dis nie net bloedverwante familie nie, dis geesfamilie. Ek mag nie vir jou sê, ja, is dit Corneille wat daarop gekom het. Ek mag nie vir jou sê, jy is daarom 'n spesiale tipe stupid nie. Wanneer dit kom by die dinge van die skrif nie. Ek mag dit nie sê nie. Ek mag nie. Kyk wat sê hy. Jy sal in gevaar van die helvuur wees.
So wanneer ek weet iemand is my broer, ek het een broer, ek sal nooit sê hy is 'n dwaas nie. Ek het al gesê hy is 'n bad loser toe ons jonger was, maar ek sal nie sê hy is 'n dwaas nie. En ek kan nie dink aan dat ek ooit vir my broers in die gemeente gesê het hulle is dwaase nie. Ek het al gesê daar's pastore wat nie weet wat hulle doen nie, wat nie regte goed leer vir die mense nie. Dit het ek al gesê. So ou moet baie versigtig wees, dit is 'n fyn lyn. Dit is 'n fyn lyn wat 'n ou loop. Né? As jy dus jou offer aan die altaar bring en dan onthou dat jy jou broer iets teen jou het, laat jou offer daar voor die altaar en gaan jou pad. Wees eers versoen met jou broer. Versoening, regmaking, vergifnis is die belangrikste. Dit is belangriker as om voor God te verskyn, man. Dit is belangriker as om te gaan bid eers. Gaan vra eers verskoning. Gaan maak eens reg met jou broer. As jy daarna is, dan gaan jy in die Here se teenwoordigheid weer en bring dan jou offer. Kom vinnig ooreen met jou teenstander. Ek het nou 'n boodskap van 'n koning gekry daarso. Hy sê, hy noem my ook Majesty. Maar hy het dit nou verkeerd gespel, hy het daar gespel Mystery. Julle weet mos daai autocorrect wat die selfone doen. Hy het seker probeer om Majesty te spel, toe kom dit uit as Mystery. Is eintlik baie funny in elk geval. Want ons het nou weer Vrydag, as alles goed loop, mooi loop, het ons weer 'n meeting met so 'n paar konings en een uit die Vrystaat uit. So daai goed loop nog mooi. Stadig, maar dit loop. Wat wil ek nog hierso sê? Kom vinnig ooreen met jou teenstander, terwyl jy met hom op die pad is, anders kan die teenstander jou aan die regter oorhandig, en die regter jou aan die beampte en jy tronk gewerp word. Nee? Kan ons sulke goed ooit doen? Frik, wat sê jy? Kan ons ooit sulke goeders nog doen in ons tyd? Jy weet, jy kry 'n advokaat of jy kry 'n prokureur. En dit is nou die beampte. En jy bemiddel, of jy kry net 'n ander tipe bemiddelaar met die een wat wie teen jou gekom het, jou teestander. Jy kry iemand om te bemiddel en om te probeer om tot 'n vergelyk te kom voordat jy by die hof uitkom. Kan 'n mens dit nog deesdae doen? Ek weet nie, Frik, is so iets nog moontlik dat jy kan regmaak voordat jy by die hof ingaan. Jy weet, die prokureurs vra geld. Die prokureurs, hulle vra geld. Né? En is allerhande reëlings en goed wat getref moet word. Maar wat is die kans as iemand jou bel en hy sê vir jou, luister, ek gaan dit en dit en dit doen. En jy sê vir hom, luister, voordat ons nou van ons koppe afraak, kom ons ontmoet iewers. Ons drink 'n koffie en ons praat hierdie goed uit. Kan dit nog gedoen word in vandag se tyd? Ek wonder. Maar as jy nou 'n fout gemaak het, kyk wat sê hy so, waarlik, ek sê vir jou, jy sal in geen geval daar uitkom totdat jy die allerlaaste klein muntstuk betaal het nie. Maar die hand sê, ja, jy skik. Maar skik jy deur die prokureurs of kan jy skik sonder die prokureurs? Kyk wat sê hy verder, ek het vir julle gesê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat wie ook al op 'n vrou kyk, net om haar te begeer, reeds in sy hart egbreek gepleeg het. Hierdie is seker een van die moeilikste skrifte vir mans, en eintlik vir vrouens ook. Egbreek is wanneer jy in 'n verhouding, in 'n troue is, jy is getroud. Nee, kom ons sê ek is getroud. En nou kyk ek vir 'n ander vrou 2-3 keer. En ek dink 'n bietjie aan hierdie enetjie. Wat dan? Dan het ek egbreek gepleeg in my hart alreeds. OK, dankie. Dan het ek egbreek alreeds in my hart gepleeg. Dis hoekom ons Jesus Christus nodig het. Johannes sê, as jy dan sondig het, 'n advokaat. Ons kan nie by hierdie ding verbykom nie. Ek kon nie by dit verbykom in my jeug nie. En daar seker ander tye in my lewe waar ek dieselfde fout gemaak het. Almal doen. Een of ander tyd in jou lewe. En daarom het jy die advokaat nodig. Jy sien, geen mens kan sê jy sonder sonde nie. Dit is wat Jesus vir ons hierso probeer sê.
Hy sê, kyk hierso, as jou regteroog jou aanstoot gee, ruk dit uit, gooi dit van jou af weg. Dit is vir jou voordeliger dat een van jou lede moet omkom, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp moet word nie. Maar jy kan nie jou brein uithaal en dit jy weet, jy kan nie van hierdie ding ontslae raak nie. Dis hoekom dit so moeilik is. As jou regterhand jou aanstoot gee, sny dit af, gooi dit van jou af weg. Want dit is vir jou voordelig dat een van jou lede moet omkom, en nie dat jou hele liggaam in die hel gewerp moet word nie. Hoe doen ons dit? Dis liggaamlike skending. Praat Jesus Christus hierso regtig deur vir ons te sê, jy moet jou oog uithaal, jou regterhand afkap. Sê hy letterlik, jy moet jou liggaam skend. Of wat probeer hy vir jou sê? Hy sê, julle moet verstaan hoe moeilik dit is. Ek wil hê julle moet verstaan hoe moeilik dit is. En al kap jy jou regterhand af, en al pluk jy jou oog uit. Jy kan nie daai begeertes uit jou hart uitpluk, of uit jou kop uitpluk, jy kan nie. Hy wys vir die mens hierso hoe moeilik dit is, sonder hom. Dis absoluut onmoontlik, om in die hemel te kom sonder die lam van God. Dis onmoontlik. Dis letterlik onmoontlik, om sonder die bloed van die lam, sonder die kruis, in die hemel in te kom. Jy kan nie. Jy kan nie. As jy nie daai offer aanvaar het op die kruis nie, daar's nie 'n manier hoe jy in die hemel kan kom nie. So wat sê hy vir jou? Hy sê vir jou, ja, ek weet dit is moeilik, so ek wil hê jy moet onmiddellik na my toe kom, sodra soos jy 'n fout gemaak het. Kom onmiddellik na my toe. Hardloop na my toe. Hardloop na my toe, en kom ons sorteer die probleem uit. Dis wat hy vir ons sê. Ag, die tyd gaan vinnig as mens lekker gesels. Daar is gesê, wie ook al sy vrou wegstuur, moet vir haar 'n egskeidingsbrief gee. Maar ek sê vir julle dat wie ook al sy vrou wegstuur, behalwe vir die rede van hoerery, haar laat egbreek, en wie ook al diegene wat geskei is trou, ook egbreek. Weet julle hoe rof is daai ene? Indien jy jou vrou, kom ons sê jy is getroud, en jy sê tata babai vir jou vrou, vir 'n ander rede behalwe hoerery. As die vrou gehoreer het, en jy sê vir haar totsiens, is dit nog oukei. Maar as jy vir haar net laat gaan, omdat sy nie vir jou genoeg geld inbring nie, of sy is nie vir jou mooi genoeg meer nie, of wat ook al nie, of julle beklei te veel en julle skei, en sy gaan doen egbreek, dan is dit jou skuld, dan jy eggebreek. En as iemand anders nou daai vroukie gaan trou, wie geskei is op die verkeerde manier, dan is dit ook egbreek. Jy sien, ons verstaan nie die diepte van die troue in die skrif nie. Ek wil eendag 'n kursus aanbied. Ek het die Bybelstudie gedoen oor die huwelik. Die 3 verskillende huwelike, die Bybelse huwelik, die wetlike huwelik, dis met ander woorde die regering se huwelik, en dan die kulturele huwelik. Nou wat ons in ons Christens gemeenskap gedoen het, ons het die kulturele huwelik, het ons die Bybelse huwelik gemaak. En dis foutief. En omdat daar 'n regeringshuwelik is, nou kan hulle enige tipe homoseksuele mense kan hulle laat trou, omdat dit 'n regeringshuwelik is. En nie Bybelse huwelik nie. Jy sien? Daarom verstaan ons nie die diepte van hierdie egbreek. As jy die diepte van die troue verstaan, kan jy die diepte van die egbreek verstaan. Daar is nie 'n ander manier nie. Kyk wat sê hy. Weereens julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie jouself vervloek nie, maar jy moet aan die Here jou ede nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie sweer nie by die hemel nie, want dit is God se troon, en ook nie by die aarde nie, want dit is sy voetbank. Ook nie op Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning.
Ook nie op jou eie kop sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle ja, ja wees en jou nee, nee, want meer as dit kom uit die boosheid, kom uit die hel uit. Weet julle hoe belangrik is daai skrifgie? Jy kan nie sê ek sweer voor God nie. Jy soek vir moeilikheid. Jy kan nie sê ek sweer op my dooie ma se graf nie. Jy soek vir moeilikheid. Jy kan haar nie weer laat lewendig word nie. Jy soek vir moeilikheid. Jy kan nie op iets sweer wat nie joune is nie, wat nie aan jou behoort nie. Jy mag op niks sweer nie. As jy 'n eed aflê, jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. As jy sê in 'n gesprek, ja maar, of nee maar, die maar gedeelte is uit die hel uit. Sê liewer, ek stem nie met jou saam nie. En dit is my rede hoekom ek nie saamstem nie. Of sê, ek stem wel met jou saam en dit is my rede. Probeer reg praat. Hoe baie keer het jy al gehoor al mense sê ja maar? Dat kan nie 'n maar wees nie. Die Bybel sê so. Die maar gedeelte is uit die hel uit. Is uit die boosheid. Pieter, wat sê jy? Ons is amper aan die einde van ons lering van vanaand. Die hel gedeelte is uit die boosheid. Ag, die maar, die ekstra gedeelte. Jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Dit is baie belangrik. As iemand vir my sê, kan jy vir my iets doen? En dan sê ek ja, of ek sê nee. As ek dit nie nou kan doen nie, nee, dan sal ek sê, ek kan dit nie nou doen nie, maar ek kan dit môre doen. Nou moet waarheid praat. As iemand jou vra of dwing om 1 myl te gaan, gaan 2 myl saam met hulle. Nee, moenie wegdraai van die een wat van jou wil leen nie, maar op 'n ander plek sê hy weer, dis beter om nie te leen nie. Nee? Maar 'n ou kan nie wegdraai nie. Dis moeilik. Dis ook 'n moeilike skrifgie daai. As jy het om te gee, nee, gee. Moenie leen nie. Moenie leen nie. Ek het al mense gehad in my lewe, dan veral as ek diep in die moeilikheid was, en sekere dinge wat ek gedoen het, en ek het nou 'n paar rand nodig, en ek dink ons almal was al daar al, of wel, meeste van ons was al daar al. Dan vra jy net vir die persoon, joh, kan jy nie vir my 100 rand leen nie? Eintlik moet die persoon wat dit vir jou kan leen, vir jou sê, nee, ek leen nie vir jou 100 rand, ek gee dit vir jou. As jy dit kan gee. Maar dit is baie keer moeilik. Dit is baie keer moeilik, baie keer gee jy vir mense uit jou armoede uit. Maar as jy gee met God se gesindheid, dan gaan hy seker maak dat jy dit een of ander tyd gaan terugkry. So daar's allerlei nuance in hierdie hele storie. As jy kan gee en nie leen nie, sal Vader seker maak dat jy jou geld terugkry. Hy sal op een of ander manier. Ek het al baie gesien in my lewe, man, baie. So laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. En as iemand vir jou iets vra, gee dit, as jy kan. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand haat, maar ek sê vir julle, wees lief vir julle vyande, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle kwaad aandoen en julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader wat in die hemel is, mag wees, want hy laat sy son op die bose en op die goeie opkom, en laat reën oor die regverdiges en die onregverdiges. Hoekom moet ons vyande lief hê? Hoekom moet ons nie mense vervloek nie? Jy sien, as ons die regte ding doen, kan God ons op die regte tyd seën. Kyk wat sê hy in die volgende paar skriffies. Want as julle die liefhet wat julle liefhet, wat 'n beloning het julle? Doen die tollenaars nie dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Doen die tollenaars dit ook nie so nie? Wees dan volmaak, soos julle Vader wat in die hemel is volmaak is. Nou die volmaaktheid hierso, wat hy hierso sê is, doen die regte ding. Moenie mense vloek nie, moenie
jou vyand haat nie. Wees liewer jammer vir hom. Nee? Wees jy liewer jammer vir hom en doen die regte ding, en dan sal God die regte ding doen. Hoe meer ek aan mense verduidelik, en ek gaan hiermee afsluit, hoe meer ek aan mense die federale konsep verduidelik, nee. Dis asof 'n lig opgaan. Hulle sê, ja, maar hoekom het ons dit nog nooit so gedoen nie, ou Gert? Hoekom het ons nooit daaraan gedink nie? Hoekom het ons nooit daardie pad beweeg nie? Hoekom het ons die hele tyd geskop en gebeklei op die politieke front? Jy het nie toegelaat dat God met jou praat deur sy Heilige Gees nie, dis hoekom. Want Vader ken die weg, hy ken die waarheid. En as hy vir jou lei, gaan jy die regte ding doen, maar jy moet ook die regte ding doen. Dis wat hy vir jou sal sê. Doen die regte ding. Nee, dan sal dit met jou goed gaan. Dan sal daai beloning kom. Doen die regte ding. Dis belangrik om die regte ding te doen. Goed. En dit was net tot Matteus 5. Ons het nog eens by Matteus 6 uitgekom nie. Ons gaan deur die doktrine van Jesus Christus. Wat het Jesus vir ons kom leer? So leer hierdie goed. Lees jou evangelies en lees dit reg en doen wat die evangelie sê. Dis Jesus se leringe. Dis die hoeksteen gedeelte van die wet van Christus. Wat het die Seun van God vir ons kom leer? Wat het hy vir ons kom sê? En hoe kan ons dit doen en hoe kan ons dit toepas in ons lewens? Goed. Vader, ek bid dat almal wat na hierdie boodskap luister, Vader, dat U vir hulle sal help om hierdie goeders te kan verstaan en te kan uitleef. Die hele ding is om dit te kan uitleef, my God, sodat ons die regte ding kan doen en vir U 'n welgevallige offer kan wees. Want dis waaroor dit gaan. Ons moet 'n welgevallige offer vir U wees. En ons sê vir U vanaand dankie daarvoor. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ons saligmaker en ons redder. Ons aanbid U en prys U, o koning van die konings. Daar is niemand soos U nie. Amen. Julle moet 'n fantastiese aand verder hê. Ek gaan in so 9 minute gaan ek gesels oor die Federale Alliansie. Ek wil nog so ietsiekie daaroor bespreek. En dan vat ons dit van daar af. Daar sê, alles wat mooi is vir julle, hoor.